Gemeente, julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Matteus hoofstuk 3 vers 11. Ek gaan nie spesifiek uit hierdie teks uitpreek vanoggend nie. Ons gaan kyk na verskeie tekste. Die tema wat ek voorhou aan julle, waarmee ons 2 weke gelede begin het, is die werking van die Heilige Gees. En vanoggend spesifiek kyk ons na die doping met of in die Heilige Gees. Die doping met of in die Heilige Gees. Hoeveel tyd het ons vanoggend? Die jonges sê baie, dit is bemoedigend. Kyk, as 'n predikant so begin, dan moet jy weet. Ek hoop nie enige van julle het 'n skaapbout in die oond op hierdie stadium nie. Ai. Nee, geliefdes, ek is besig met hierdie kort reeksie oor die werkinge van die Heilige Gees, spesifiek die inwoning, die doping, die vervulling met die Heilige Gees, want in ons dag is daar baie verwarring in heelwat Christelike kringe oor die persoon, oor die werking van die Heilige Gees. En ek het 2 weke terug met daardie boodskap vir julle verduidelik waar dit vandaan kom. Hierdie verwarring het ontstaan hier rondom die 1960s met die aanvang van die charismatiese beweging. Ek gaan nie alles sê wat ek toe gesê het nie, maar dit is basies 'n groep gelowiges in die Amerikas iewers wat sekere sensasionele ervarings gehad het, genesings, spreek in tale en hierdie tipe dinge wat hulle aan die Heilige Gees toegeskryf het, en hulle het toe na die skrifte toe gegaan en die skrif herinterpreteer in die lig van hulle ervarings, wat ons nooit mag doen nie. Die skrifte staan bo ons menslike rede altyd. Dit is die hoogste bron van gesag en waarheid vanaf God. En ons denke, ons ervaring, selfs geskiedenis moet ons interpreteer in die lig van God se geïnspireerde, gesaghebbende woord. En daarom het daar in die 1960s rond 'n afwyking ontstaan van dit wat die kerk deur haar geskiedenis geglo en bevestig het oor die algemeen rakende die werkinge van die Heilige Gees, spesifiek die inwoning, die doping, die vervulling met die Heilige Gees. So ek het nou begin met 'n kort reeksie so 2 weke terug. Ons het reeds gekyk 2 weke terug na die inwoning van die Heilige Gees, en ek het toe duidelik gemaak op grond van Bybelse leer, soos ons daarna gekyk het, dat alle gelowiges word met die volle persoon van die Heilige Gees, ontvang die volle persoon van die Heilige Gees. Onthou, hy is 'n persoon, ons kan nie 'n bietjie van hom hê en later meer van hom hê nie. Jy het of die Gees of jy het hom nie, hy is 'n persoon. Alle gelowiges word met die volle persoon van die Heilige Gees vervul, hulle ontvang hom die oomblik van wedergeboorte, bekering en geloof om hulle, dit is die hele kerkliggaam van ons Here Jesus Christus, permanent te inwoon as 'n gemeente, as individuele gelowiges. Die Heilige Gees is die onvervreembare gawe vanaf God aan Nuwe Testament gelowiges onder die nuwe verbond. Hy inwoon ons permanent. Ek is seker julle onthou dit nog van ons vorige boodskap in hierdie reeks. Vandag kyk ons na die doping van die Heilige Gees. Ek het gepoog om te kyk of ek vandag na die doping en die vervulling kan kyk, maar dan gaan die boodskap dalk te lank aanhou. En soos wat ek my voorbereiding hierdie week doen, besef ek hierdie, gegee die verwarring rondom ons in die wêreld, is hierdie 'n onderwerp wat ek nie wil aframmel nie. Ek wil deeglik saam met julle na die woord kyk, dat ons versekerd mag wees oor wat die Bybel vir ons leer oor die werkinge van die Heilige Gees. Ons kyk vandag net na die doping van die Heilige Gees. En dit gegeewe die onbybelse lering rondom ons in soveel kringe vandag, dat die inwoning, doping en vervulling van die Heilige Gees is 'n tweede genadewerk wat die gelowige na redding ontvang, deelagtig word as 'n tweede krisis wat gewoonlik gepaard gaan met die spreek in tale en waardeur die Heilige Gees waarmee jy dan
gedoop in woon vervul word, jou in staat stel tot effektiewe bediening in die koninkryk van God. Dis 'n leerstelling wat algemeen die rondes doen in baie kringe vandag, en dit is juis in die lig daarvan dat ons so intens kyk na wat die Bybel sê oor hierdie werkinge van die Gees. Die vraag natuurlik is dit wat geleer word in daardie kringe Bybels? Is dit wat die Bybel regtig vir ons sê? So ons kyk vandag na nog 'n werking van die Heilige Gees, die doping in of met die Heilige Gees. En ons kyk daarna vanuit die skrifte, so belangrik, want die skrif is aan ons gegee deur God sodat ons sy waarheid kan ken. Ons kyk na hierdie onderwerp vandag sodat ons nie soveel ander rondom ons verward sal wees omtrent die doping van die Heilige Gees nie, dat ons nie sal inlees in die Bybel wat nie daar staan nie, dat ons ook nie beïnvloedbaar sal wees deur diegene wat ander dinge leer of verstaan wanneer dit kom by die doping van die Heilige Gees nie, dat ons ook nie verkeerde verwagtinge sal koester oor ons geloofslewe nie, maar eerder dat ons 'n akkurate Bybelse verstaan sal hê oor hierdie dinge. Die doping van die Heilige Gees, en dan daarom ook in die lig van dit wat die Bybel leer, 'n meer voller, 'n meer ryker belewenis mag geniet van die Heilige Gees se werking in ons lewens. Met dit gesê, kom ek bid vir ons, en dan sal ons bietjie delf oor hierdie onderwerp in die skrifte in. Vader, ons is so dankbaar vir u woord wat u wil so duidelik maak aan ons. Ons is dankbaar vir bekwame leraars wat u aan die kerk geskenk het deur die eeue heen. Here, wat vir ons hoekpenne ingeslaan het in die belydenis skrifte wat ons ook begelei en ons verstaan van dit wat u woord ons leer. Ons is dankbaar vir die Heilige Gees van waarheid wat ons inwoon, wat vir ons verlig vir u waarheid, die waarheid wat hy self geïnspireer het in die skrifte, en dat ons vanoggend, Here, met u hulp na die woord toe kan kom, raak in hierdie onderwerp van die doping in of met die Heilige Gees. Here, ons wil verstaan, ons wil leer, ons wil weet, sodat ons, Here, nie misleid sal wees, verward sal wees oor die werkinge van die Gees nie, maar dat ons 'n vaste sekerheid kan hê met betrekking tot sy werkinge in ons, as individue, in ons as 'n gemeente. Daarom, Here, weer eens soos elke week, kom bekragtig my, steek my weg agter die kruis, plaas die salwing op my, Here, begelei my, sodat my woorde sal wees dit wat u gehoor wil hê. En kom en praat u dan met ons, deur u woord en gees. Begelei ons in u waarheid, en dit terwille van u eer. Verruim ons in ons begrip. En Here ook, help ons deur die werking van die Gees om te weet hoe hierdie dinge van toepassing is op ons daaglikse wandel met u in hierdie wêreld. Hierdie dinge bid ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, wanneer ons praat oor die doping in of met die Heilige Gees, wil ek hê julle moet twee terme onthou. Ek het dit nou baie maklik gemaak vir julle. As julle net hierdie twee terme in julle gedagtes het oor hierdie onderwerp, dan sal die onderwerp vir julle uit die skrifte uit verstaanbaar wees en jy sal julle dit maklik onthou. Die terme is ontvangs en plasing. As ons praat van die doping in of met die Heilige Gees, praat ons oor hierdie twee dinge, ontvang en plaas. Ontvangs en plasing. In die woord van die Here is daar slegs 4 stellings omtrent die doop van die Heilige Gees. 4 stellings, ons lees omtrent daai 4 stellings in 7 teksgedeeltes, en ek gaan saam met julle na al 7 teksgedeeltes kyk vanoggend. Ek het vir julle gevra om oop te maak by Matteus 3 vers 11. 'n Eerste stelling in God se woord is die omtrent die doping van die Heilige Gees, is die van Johannes die Doper. In Matteus 3 vers 11, en sy stelling word opgeteken nie net deur die apostel Matteus nie, maar ook deur Markus en Lukas en die apostel Johannes.
Daar's 4 van die 7 teksgedeeltes alreeds. Hierdie eerste stelling van Johannes die Doper. Matteus 3 vers 11 sê die volgende. Is Johannes die Doper aan die woord, hy sê, ek doop julle wel met water, met die oog op bekering, maar hy wat na my kom, dit is die Here Jesus Christus natuurlik, Johannes die Doper, soos ons weet, was sy voorganger wat die weg vir hom berei het. Hy wat na my kom, is sterker as ek, en ek is nie eers werd om sy sandale vir hom te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Verwysing daar na die Heilige Gees, verlossing, en aan die ander kant vuur verwysend, soos wat ons deurgangs in die Bybel aantref, na oordeel. Is ook in lyn met die konteks hier, dat Johannes die Doper vir hulle nou net gesê het, vir die godsdienstige leiers van die Joodse volk met wie hy praat, die by lê reeds teen die wortel van die boom. Nee, hy sal doop met die Heilige Gees, maar ook met vuur. Blaai gou saam met my na Markus 1 vers 7 en 8 asseblief. Markus hoofstuk 1. Verse 7 en 8. Hier het ons weer daai stelling van Johannes die Doper. Hy het gepreek en gesê, na my kom hy wat sterker as ek is. Ek is nie eers werd om te buk en die riempies van sy sandale los te maak nie. Ek het julle met water gedoop, maar hy, Jesus Christus, sal julle met die Heilige Gees doop. Interessant. Hou hierdie teksgedeeltes in gedagte, want dit behoort en dit moet ons denke oor die doping in of met die Heilige Gees inlig, natuurlik, né? Ons moet nie in die Bybel inlees wat nie daar staan nie, ons moet eksegese doen. Dit wil sê, dit wat die skrifte vir ons leer uithaal en ons denke daaraan konformeer. Lukas hoofstuk 3 vers 16, Lukas 3 vers 16. Hier het ons weer daai stelling van Johannes die Doper. Lukas 3 vers 16, lees Johannes, het hulle egter geantwoord, ek doop julle wel met water, maar daar kom iemand wat sterker as ek is. Ek is nie eers werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Basies presies dieselfde as Matteus, dan kan julle blaai na Johannes hoofstuk 1 vers 33. Hier het ons weer die stelling van Johannes die Doper. Hy is so bietjie anders bewoord deur die apostel Johannes, maar verwysend na dieselfde stelling. Johannes 1 vers 33. Johannes aan die woord hier, hy sê ook ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy op wie hy die Gees sien neerdaal en bly. Dit het natuurlik gebeur met Jesus Christus se onderdompeling in die Jordaanrivier deur Johannes die Doper. Hy op wie hy die Gees sien neerdaal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig, hy is die Seun van God. Interessant, né? Dan die tweede stelling, wat nou die prentjie vir ons 'n bietjie meer inkleer, is die stelling van ons Here Jesus Christus. En Jesus quoteer eintlik maar net dit wat Johannes die Doper gesê het, vroeg in Handelinge. Julle kan blaai na Handelinge 1 vers 5. Dis nou al stelling nommer 5 van die 7 wat ons na kyk, né? Handelinge 1 vers, ek gaan vir ons vanaf vers 4 lees, Handelinge 1 vers 4 en 5. Jesus Christus se stelling, waarin hy Johannes die Doper se woorde herhaal, terwyl hy met hulle saam geëet het, dit is Jesus met sy disippels, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, bly wag op die Vader se belofte, wat julle van my gehoor het. Ons
ken die storie. Jesus het dit gesê na sy opstanding uit die dood, net voor sy hemelvaart, en sy disippels het in Jerusalem in gehoorsaamheid aan hierdie bevel gaan wag. Vir 10 dae was hulle saam, hulle het gebid en gewag op hierdie belofte vanaf die Vader. Vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Dit gooi vir ons bietjie meer lig op hierdie onderwerp. Nie baie dae van nou af nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Wat ek wil uitwys oor al hierdie 5 stellings wat ons nou na gekyk het, die 4 in die evangelies en hierdie woorde van Jesus, is dat almal van hulle is stellings in die toekomstige tyd van die werkwoord. Met ander woorde, dit was nog nie 'n realiteit op daai stadium nie. En ook in Ou-testamentiese tye was die uitstorting van die Gees om gelowiges onder die ou verbond permanent in te woon nie 'n realiteit nie. Dit het nie bestaan onder die ou verbond nie. Dis onder andere een van daai dinge wat die nuwe verbond soveel beter maak as die ou verbond. Maar nietemin, al hierdie stellings kyk vorentoe. Net nog 'n bewys daarvan, julle sal onthou, ek het 2 weke terug vir julle gesê, wanneer God beloof in die Ou Testamentiese tyd, in Jesegiel 36 vers 27, en Joël 2 vers 28 en 29, dat ek sal my Gees uitstort om te inwoon, te doop, te vervul, dan kyk dit vorentoe. Dit was nie 'n realiteit vir hulle gewees in Ou Testament tye nie. Hierdie tekste kyk almal vorentoe. En ek wil hê julle moet oplet hier in vers 5 van Handelinge 1, Jesus se woorde. Maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Hoeveel dae is hier ter sprake? Nie baie nie. Baie dankie. In ander woorde, dit is in daai tydperk, daai 10 dae wat die disippels in die bofortrek saam was. Kyk, gaan na Handelinge 1 vers 14. Dit sê dat hulle het gedoen soos Jesus gesê, hulle het gewag in die bofortrek, almal het eensgesind in gebed volhard daar, so saam met die vroue, ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers, en na 10 dae, wat het gebeur? Hoofstuk 2 vers 1 tot 4 van Handelinge, die Heilige Gees was uitgestort. Dit is die doping wat Jesus van gepraat het in Handelinge 1 vers 5. Dit is vir ons aanduidend van die wanneer die doping sou plaasvind. En ons weet, soos ek vir julle gesê 2 weke gelede, dat die Heilige Gees was uitgestort in 4 konsentriese sirkels. Eerste in Jerusalem oor die Jode, waar die Heilige Gees uitgestort was. Ons lees daarvan in Handelinge 2, om hulle te verseël met sy permanente inwoning. Daarna die tweede konsentriese sirkel, lees ons van in Handelinge 8, was oor die Samaritane in 'n dorp in Samaria, waar die Heilige Gees ook op hulle uitgestort was, om hulle te verseël met sy permanente inwoning. Daarna lees ons in Handelinge 10, dat die Heilige Gees ook uitgestort was op die nie-Jode, in Caesarea, in die streek van Judea, op Cornelius se huis. En hy was ook uitgestort om hulle te verseël met sy permanente inwoning. En later in Handelinge lees ons in Handelinge 19, dat hy weer 'n 4de keer uitgestort was op die nie-Jode in Efese, om hulle te verseël met sy permanente inwoning, as 'n aanduiding dat die evangelie sal uitgang na die uithoeke van die aarde, soos Jesus gesê het, in Handelinge 1 vers 8. Daai uitstortings was die doping van die Heilige Gees oor die heel eerste generasie van Nuwe Testament gelowiges onder die nuwe verbond. Hulle het dit so beleef. Kyk gou saam met my na Handelinge 11, vers 15 en 16. Hierdie is die 6de verwysing na die doping van die Heilige Gees, die 6de van 7 verwysings. En hierdie ene is in die verlede tyd van die werkwoord gestel.
Handelinge 11 vers 15 en 16 en is Petrus voor die Joodse raad, die apostels en die ouderlinge van Jerusalem, nie die Joodse raad nie, die Jerusalem raad, jammer, die ouderlinge en die apostels van die Jerusalem gemeente, wat saam beraadslaag en waar Petrus terugvoer gee oor die uitstorting van die Heilige Gees oor die nie-Jode in Kornelius se huishouding in die vorige hoofstuk in Handelinge 10. Nou sê Petrus hier in verse 15 en 16 van Handelinge 11: Toe ek begin praat, toe hy die evangelie daar verkondig, volgens Handelinge 10, toe ek begin praat, het die Heilige Gees op hulle neergedaal, net soos aanvanklik ook op ons, die Jode in Handelinge 2. Ek het egter die woord van die Here onthou, toe hy gesê het, Johannes het wel met water gedoop. Hierdie is die woord van die Here wat opgeteken is in Handelinge 1 vers 5, waarna ons nou net gekyk het. Hy het die woord van die Here onthou, toe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Met ander woorde, Petrus kyk terug na die uitstorting van die Heilige Gees op die nie-Jode en hy sê dit was die doping van die Heilige Gees. Verlede tyd, dit bevestig vir ons weer die wanneer, naamlik by die uitstorting van die Heilige Gees in daai konsentriese sirkels, eers in Jerusalem, Samaria, Judea, tot die uithoeke van die wêreld. Die 7de stelling praat van 'n ander aspek van die doping, so ek gaan dit nou hanteer. Laat ek net hier sê, ons het gekyk na 6 van die 7 stellings wat vir ons sê dat die doping van die Heilige Gees verwys na die ontvangs van die Heilige Gees. Dit is duidelik en voor die hand liggend vanuit hierdie tekste. Die eerste generasie, soos ek 2 weke terug ook vir julle benadruk het, hulle het daai ontvangs, die uitstorting anders beleef as ons. Hulle was gedoop, het ontvang die Heilige Gees met die uitstorting van die Gees in daai 4 konsentriese sirkel, waar hulle die volle persoon ontvang het om hulle permanent in te woon onder die nuwe verbond. Op eenvolgende generasies daarna het nie hierdie belewenis nie. Ons ontvang, word gedoop met die Heilige Gees die oomblik van wedergeboorte. Ons ontvang die Heilige Gees wat ons wederbaar, wat ons geestelik verlig, lewend en ontvanklik vir God maak. Daai is ons doping, wanneer die Heilige Gees ons kom verseël met sy permanente inwoning. Soos Efesiërs 1 vers 13 en talle ander tekste vir ons duidelik sê. So daar's 'n duidelike verwantskap tussen doping en inwoning van die Heilige Gees. As oorvleeling, ons kan dit nie skei van mekaar nie. Ons word gedoop met die Heilige Gees wanneer ons hom ontvang. En hy kom inwoon ons, verseël ons permanent. As ek hier 'n toepassing mag maak, geliefdes, wat die Bybel vir ons leer oor die doping van die Heilige Gees in hierdie tekste is dat dit is nie 'n tweede genadewerk nie. Dis nie vir die gelowige 'n tweede krisis nie. Vir die eerste generasie gelowiges was dit hulle belewenis. Maar nadat die belofte van die Ou Testament ontvang was, nadat die Heilige Gees uitgestort was in die kerk met die Heilige Gees gedoop was, in opeenvolgende generasies werk dit nie so meer nie. Soos ek nou verduidelik het, ons word met die Gees gedoop die oomblik wanneer ons hom ontvang en hy ons permanent kom inwoon. Ek wil julle herinner wat ek laas gesê het oor die interpretasie van Handelinge. Dis 'n beskrywende boek. Dit beskryf vir ons 'n unieke oorgangstydperk tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Dis nie voorskriftelik of normatief daar om vir ons as Nuwe Testament gelowiges vorentoe nie. Dit beteken in die praktyk dat ek en jy nie sal gaan soek vir die doping van die Heilige Gees as gelowiges asof ons dit nog nie ontvang het nie, dat ons dit nie vir onsself sal soek nie en dat ons dit ook nie anders sal aanmoedig om dit te gaan soek nie.
As dit waar was, hier's 'n gedagte, as dit waar was dat gelowiges wat permanent inwoon word deur die Heilige Gees wat hulle ontvang het met wedergeboorte. As dit waar was dat ons die doping van die Heilige Gees moet soek, sou die apostels Paulus en Petrus en Johannes en die ander in die res van die Nuwe Testament na die uitstorting vir ons 'n opdrag gegee het om te gaan soek daarvoor, maar ons lees nie daarvan nie. Hoekom? Want hulle het verstaan daai doping in die eerste generasie en daai oorgangstydperk van Handelinge was 'n eenmalige gebeurtenis. Maar vir opeenvolgende generasies deur die kerkgeskiedenis word ons die oomblik van wedergeboorte gedoop en inwoon met die Heilige Gees. So moet dit nie soek nie. Nog 'n toepassing is aanvaar dit en wees bly, het dankbare harte en aanbid die Here dat hy ons sy Gees meegedeel het, dat hy ons wel gedoop het met die Heilige Gees om ons te verseël deur sy permanente inwoning onder die nuwe verbond. Hoe kosbaar, hoe wonderlik, hoe heerlik. Nog 'n toepassing is, wees sensitief vir die werking van die Heilige Gees waarmee jy gedoop was en wat jou permanent inwoon. Laat ruimte vir sy werking in jou, soos ek julle 2 weke terug herinner het. Hy wat gekom het om die verlossing wat die Vader beplan en initieer het, wat die Seun verdien het, te kom uitwerk in ons lewens. Laat ruimte vir hom om jou toenemend te heilig, apart te sit van sonde in hierdie wêreld. Laat ruimte dat hy aanhoudend deur die woord die Vader aan jou openbaar in al sy karaktereienskappe, wie hy is as persoon. Laat toe dat hy jou aanhoudend leer vanuit die skrifte wat die wil en waarheid van God is. Laat toe dat hy jou konstant lei in die wil en waarheid van die Here. Laat toe dat hy die geestelike gawe wat hy aan jou gegee het, bekragtig sodat jy dit effektief kan gebruik vir die opbou van die plaaslike gemeente waarvan jy deel is. Laat ruimte dat hy vir jou bystaan in jou gebedslewe en vir jou intree met onuitspreeklike sigtinge voor die Vader. Laat toe dat hy in jou produseer die vrug van die Gees, die produk van sy inwoning, liefde, blydskap, vrede, goedheid, geduld, vriendelikheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, al daardie dinge. En geliefdes, 'n laaste toepassing onder hierdie punt, wandel in die Gees. Ons is gedoop met hom, hy het ons permanent kom inwoon. En nou moet ons doen soos Paulus sê in Romeine 8 vers 12 tot 14, Galasiërs 5 vers 16 en 17, wandel in die Gees. Maak dood die werke van die sondige natuur, soos die Gees julle lei. Hoe besonder. Is nie 'n tweede genadewerk wat ons moet gaan soek nie. Ons moet dit aanvaar en weet ons is gedoop met die Heilige Gees en ons kan met dankbare harte die Here dank daarvoor. Kom ons kyk na 1 Korintiërs 12 vers 13. Hierso is nog 'n stelling. Die 7de stelling van die 7 stellings oor die doping van die Heilige Gees in God se woord. In Korintiërs 12 vers 13. Die teks lees, Paulus skryf hierson, onthou, hy's nou hier besig om te gesels oor of om te reageer op 'n vraag wat die Korinte gelowiges aan hom gestuur het oor die geestelike gawes en die onder ons sê in die gemeente oor wat se geestelike gawes is sogenaamd meer geestelik, die tale of die profesieë en in hierdie hele bespreking dan sê hy die volgende oor die doping van die Heilige Gees. Hy sê en ons is tog almal deur die een Gees, die Heilige Gees, in een liggaam ingedoop. Jode of Grieke, slawe of vrye mense, dit maak nie saak wie jy is nie. Ons is almal met een Gees deurdrenk.
Paulus hier gebruik 'n analogie om na die gemeente of die kerk, liewer kom ons sê die kerk van ons Here Jesus Christus te verwys. Die analogie is die van 'n menslike liggaam. En hy maak die punt hierso soos wat die menslike liggaam as 'n eenheid funksioneer, maar daar's verskillende en 'n verskeidenheid van ledemate, net so is dit met die kerk van ons Here Jesus Christus. Hy sê ons is met een gees, die Heilige Gees van God, in een liggaam, dis die kerkliggaam in gedoop. Dit is my persoonlike oortuiging, hy praat nie hier van die plaaslike gemeente nie, maar ek sal nou verder iets daaroor sê. Hy praat oor die universele kerk van ons Here Jesus Christus. Omdat hy homself hier insluit. Ons weet Paulus was nie 'n lidmaat van daai gemeente nie en tog sê hy ons almal, ek en julle Korintiërs is almal en dit geld ook vir alle gelowiges deur een gees en een liggaam ingedoop. Nou kan ons weer die vraag vra, wanneer het dit gebeur? Let op die verlede tyd. Tens hierso van die werkwoord. Hy praat met gelowiges en hy sê ons is gedoop in. Met ander woorde, daai oomblik wat ons die Heilige Gees met wedergeboorte ontvang, toe ons met hom gedoop is, het hy terselfdertyd vir ons gedoop of geplaas in die universele kerk liggaam van Jesus Christus in. Die universele kerk is daai onsigbare en organiese liggaam, entiteit wat bestaan uit alle wedergeboortenes van alle plekke en tye, ook oor denominasiegrense heen. Ons kan nie daai liggaam sien nie, maar by wedergeboorte, wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, doop hy ons of plaas hy ons in daai universele kerkliggaam van Jesus Christus in. Dis presies wat Paulus hier sê. En daarom het ek julle herinner aan daai twee woorde, ontvangs en plasing. En die twee gebeur terselfdertyd vir die gelowige. So weer eens hier wil ek die toepassing maak, dis nie 'n tweede genadegawe, 'n tweede krisis na bekering, na redding, wat ons moet gaan soek nie. Dis nie asof jy eers deel word van die universele kerk na jou redding nie. Ons is die oomblik van wedergeboorte van redding af, is ons deel van die universele kerk liggaam van Jesus Christus. Die oomblik as jy gedoop word met die Heilige Gees om ontvang, word jy gedoop, geplaas in die universele kerk in. Hierso is nog 'n toepassing wat ek wil maak. Ons is gedoop in die universele kerk liggaam van Jesus Christus in, en ek het vir julle verduidelik wat dit is. Dit is 'n onsigbare liggaam wêreldwyd. Maar ons kan nie die universele kerk skei van die plaaslike sigbare kerk of gemeente nie. Want volgens Bybelse leer manifesteer daai onsigbare entiteit homself in talle sigbare plaaslike gemeentes op aarde waar die gelowige gedoop word met die Heilige Gees, by wedergeboorte word hy in die universele kerk geplaas en gelowiges sal altyd saam kloek en gemeentes vorm en die universele kerk sal homself manifesteer op aarde deur sigbare gemeentes van gelowiges. Baie, baie belangrik. Ons kan nie die twee skei nie en daarom as dit waar is volgens Bybelse leer dat jy deur die Heilige Gees gedoop was in die universele kerk van ons Here Jesus Christus in, rus daar 'n morele verpligting op jou om ook deel te word van 'n plaaslike gemeente op aarde, om lidmaatskap op te neem in 'n plaaslike gemeente, want jy is gedoop as gelowige in die kerk liggaam van Jesus Christus in. Dit is baie duidelik. Kyk, 96% plus van die kere wat die Nuwe Testament verwys na die kerk, verwys dit spesifiek na die plaaslike gemeente. Al die briewe in die Nuwe Testament basies word geskryf aan kerke of aan individue in kerke oor hulle verbondenheid aan die kerk of oor hoe die kerk geadministreer moet word. Die Bybel ken nie so iets soos of die Nuwe Testament ken nie so iets soos 'n kerk los Christen nie. Is uiters
belangrik, is een van die primêre genademiddels wat God ons gee, waardeur ons groei geestelik en waar ons geestelike welstand bewaar word. Dis 'n toepassing van die doping in die universele kerk van ons Here Jesus Christus. En nog 'n toepassing wat hand aan hand met die ene saamgaan wat ek onder julle aandag wil bring, en hierdie wys vir my so iets so mooi van die hart van die Here. Dink gou daaraan. Met jou redding het die Here jou gedoop in sy kerkliggaam in. Hy het aan jou 'n familie gegee waar jy kan behoort. Ons weet in hierdie wêreld dat ons is nie geliefd altyd nie, ons is nie die keuse van die wêreld nie, selfs in jou eie biologiese familie weet jy dat jy soms ter wille van jou geloofsoortuigings deur ongelowiges een kant toe gestoot word. Jy het nie altyd dieselfde bande met jou biologiese familie as wat jy met jou geestelike familie het nie. En ons beleef daai realiteit dat ons behoort nie, ons is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld. Ons beleef dit by die werk, in die buurt waar jy bly, in die verskillende kringe waar jy beweeg. Maar prys die Here, hy het vir ons 'n plek gegee waar ons behoort. Ons is gedoop in die universele kerk, in die kerkliggaam van Jesus Christus in, om te behoort aan sy huishouding, om deel te wees van die kerkfamilie. En dis kosbaar. En daarom wil ek julle aanmoedig, moenie jouself isoleer van jou plaaslike kerk nie. Reik uit na die gelowiges rondom jou. Moenie beskuldig, maar niemand het iets ooit met my te doen en niemand doen iets vir my nie. Hoeveel doen jy vir hulle? Reik uit na hulle toe. Leef in verbondenheid met hulle. Deel in hulle lief en leed. Wees gemeente, dra mekaar se laste. Bemoedig mekaar, hou mekaar aanspreeklik, bid vir mekaar voortdurend. Want daarom is ons in die kerkliggaam van Jesus Christus geplaas, om saam lewens van aanbidding te leef. Moenie die onderlinge byeenkomste verontagsaam nie, geliefdes, nie die eredienste nie, maar ook nie ons bedieningsgroepe nie. Want ons is in die kerkliggaam ingedoop, ingeplaas, juis sodat ons saam kan aanbid. En die waardigheid van ons God, van ons aanbidding, vereis ons teenwoordigheid wanneer die geloofsgemeenskap byeenkom vir aanbidding. Deel in die disippelskap, groei saam met hulle in jou kerkfamilie, om meer te word soos Jesus Christus altyd en wees diensbaar aan hulle. Gebruik jou Godgegewe talente, gawes, vermoëns, ervarings om hulle te dien, dit ter wille van die voordeel van die kerk. Ek wil 'n illustrasie aan julle voorhou wat hierdie twee aspekte van die doping in of met die Heilige Gees mooi illustreer, en dit is die illustrasie van die belydenisdoop. Want die doop is juis aan ons gegee om hierdie twee aspekte van die doping in of met die Heilige Gees vir ons duidelik te maak. Wanneer ons 'n belydende gelowige onderdompel in die water, beeld dit uit onder andere nie net sy eenwording met Jesus Christus in sy lewe, sterwe, begrafnis en opstanding uit die dode tot 'n nuwe lewe nie. Dit beeld ook uit, dis 'n sigbare preek van hoe die Heilige Gees in die gelowige geplaas word. Dat ons die Gees ontvang, daarom word die gelowige in die water geplaas. As 'n teken, hy is in of met die Heilige Gees gedoop, die oomblik van wedergeboorte, maar nie net dit nie, ons onderdompel daai gelowige in die water as 'n uitbeelding ook, dat hy is geplaas, gedoop in die universele kerkliggaam van ons Here Jesus Christus in. Die besprenkeling, die rantitso met ander woorde, die uitgieting, die ekgeo in die Grieks, kan dit nie uitbeeld nie. Dit is die onderdompeling, die baptizo wat dit uitbeeld. En dit is hoe ons daaroor moet dink. By wedergeboorte, bekering en geloof ontvang ons die Heilige Gees om ons permanent in te woon, ons word gedoop met hom, en hy in beurt, in daai selfde oomblik doop ons, plaas ons in die kerkliggaam van Jesus Christus. 'n Laaste ding wat ek hier wil sê, geliefdes, is
Mag ons altyd dankbaar wees vir die kruis van ons Here Jesus. Want was dit nie vir die suksesvolle verlossingswerk van Jesus Christus op Golgotha nie, sou ons nooit met die Heilige Gees gedoop kon word nie. Hy het, toe hy opgevaar het na die hemele, sê Handelinge 2 vers 33, het hy die belofte van die Vader ontvang, en die Vader en die Seun het saam die Heilige Gees uitgestort oor daai eerste generasie. Hy het hulle gedoop met die Heilige Gees, soos wat die skrifte vir ons beamoen. Hy het hulle ontvang, en opeenvolgende generasies word met wedergeboorte ook so gedoop, ontvang hulle die Heilige Gees om hulle te plaas in die kerk van die Here. Dank. Ons harte behoort altyd vol dank te wees teenoor God in Christus Jesus vir sy suksesvolle verlossingswerk wat ons in staat gestel het om te deel in die doping van die Heilige Gees. Ek sluit hierdie boodskap af net deur te sê, ons het gekyk na die 4 stellings rondom die doping van die Heilige Gees in hierdie 7 teksgedeeltes. En dis wat ons geleer het. En dit is regtig my gebed dat die Here self hierdie waarheid omtrent die doping in of met die Heilige Gees sal inbrand in ons harte, dat ons nie verkeerde idees daaromtrent sal koester nie, dat ons nie verward sal wees daaroor nie, dat ons nie in die Bybel sal inlees wat nie daar staan nie, dat ons nie beïnvloed sal word deur wat ander dinge leer in die naam van die doping van die Heilige Gees nie, dat ons ook nie verkeerde verwagtinge sal koester oor ons eie geloofslewe nie, maar dat ons kennis sal dra oor hierdie dinge, sodat ons 'n voller, 'n meer heerlike, 'n ryker belewenis van die Heilige Gees se werkinge in ons lewe mag hê as individue, maar ook as 'n gemeente. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U vir die helderheid van U woord. En as ons maar net die moeite doen om terug te gaan na die skrifte toe, soos die hervormers altyd gesê het, terug hervorm na die skrifte toe, om te kom leer wat die Heilige Gees geïnspireer het, om deur hom verlig te word vir die waarheid van God, Here, dan hoef ons nie verward te wees oor enige iets nie. Dankie dat ons vanoggend ook kon stil staan by hierdie belangrike onderwerp, die doping in of met die Heilige Gees. Here, mag U die naprediker van die woord wees tot ons harte. Moedig ons aan om die skrifte verder te gaan ondersoek oor hierdie dinge. Here, maak ons dankbaar vir die doping van die Heilige Gees. Opreg dankbaar. En help ons, Here, om in die lig van hierdie realiteit te lewe en dit tot U eer. Seën ons ook nou met die slot van hierdie erediens, Here, wanneer ons die slotlied sing, die seënbede uitspreek en ook samesyn geniet na die tyd, asseblief. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees, vandag en in die week wat voorlê. Gaan verheerlik die Here en geniet hom. Amen.